om hier voor te kan staan en te hoor hoe sing hierdie ouderdom kindertjies. Baie dankie vir die sonnaskool juffroukies wat daar gaan met hulle spanne. Het is groot voorreg vandag om Moedersdag te kan vier. En ons gee God die eer vir ons moeders. Dankie maas. Dankie vir dit wat julle vir ons opoffer. En nou kan ek maar reguit ook sê, ek praat met die geestelike maas oor. Dankie geestelike maas. Kinders word gebore in die geestesdimensie, dis waar wedergeboorte plaasvind. En dan sit baie van hulle en niemand kan hulle help nie. En dan stuur die Here hulle na die geestelike maas. En ons het geestelike maas. Ek sê dankie Here vir die geestelike maas. Geliefde, en as ons kyk na Moedersdag vandag, baie keer dan sê die wêreld, 'n vrou moet mooi wees. Die wêreld soek dit, Facebook soek dit, TikTok soek dit. Oral. Ja, die vrou moet mooi wees. Of 'n vrou moet suksesvol wees. Dis wat die wêreld soek. Maar God sê, ek soek 'n vrou wie se hart het. Dis die standvastige vrou wat jy kry vandag. Dis die standvastige ma wat jy kry vandag. Ons vra nie vandag, hoe lyk 'n vrou nie? Nee. Ons vra, wat raak God se hart aan 'n vrou? Die Bybel praat nie direk van 'n vrou na God se hart nie. Dawid was na God se hart. Maar dit wys wel vir ons die lewende voorbeelde van vroue wat God se hart gedra het. En daar was vroue in die Bybel wat God se hart gedra het, wat God se hart gedemonstreer het. Nou vra ek jou, demonstreer jy God se hart? En ek wil vir jou 3 vroue as 'n voorbeeld gebruik vandag. Die eerste vrou is 'n vrou wat gebid het. En dis 'n uitstaande kenmerk, 'n vrou wat bid. Hanna was 'n baie goeie voorbeeld. Die tweede vrou was 'n vrou wat altyd getrou was. Sy's getrou, maak nie saak wat gebeur nie. Sy's getrou in haar aanbidding. Sy's getrou in haar man. Derde vrou is 'n vrou wat moed gehad het. Die eerste een wat getrou gebly was Rut. Die derde, of net wel die tweede een. Die eerste een was Hanna, die tweede een was Rut. Die derde een was Esther. En ek wil hê ons net so 'n bietjie dieper meer kyk na hulle. Hanna, waar kom Hanna vandaan? Wat het deur Hanna se lewe gegaan? Hoekom Hanna? Hanna het nie kinders gehad. Sy kon nie kinders. En wat so hartseer was van Hanna, en dit was nou daar in Samuel 1:10, wat so hartseer was van Hanna, was sy het 'n weerstand gehad, sy het kompetisie gehad, met die naam van Penina. 1 Samuel 1:10. Jy weet wat hartseer was van Hanna, en as jy mooi kyk, die proses wat daai vrou deurgegaan het. Want Penina het haar geterg en gesê, jy kan nie kinders hê nie. En tog, haar man was baie lief vir haar gewees. Maar daar was 'n seer. Sy was gebroken. Sy was verneder.
Sy was emosioneel uitgeput. Wat sê 1 Samuel 1 vers 10? Sy was diep bedroef en het tot die Here gebid en bitterlik gehuil. Geliefde, jy weet hoe ek dit lees. En dit is my so dinamies, die woord. Breek oop. Is die vrou wat in hierdie moeilike situasie is, wat die kinders kon hê. Intussen tyd sit die lewende God en hy is besig met 'n plan vir hom. Baie keer sit ons in 'n situasie, ons hele lewe deur, tot selfs waar jy werk ook. En dan kom jy op 'n stadium en hoor, maar ek weet ek kan van ervaring praat. Dan kom jy op 'n stadium, dan sit op pensioen en dan kom jou deurbraak deur, want die hele lewe deur is jy voorberei vir hierdie tyd soos nou. Hoor wat ek jou sê. Die evangelie is nie net maanskyn en rose nie. Die evangelie is 'n kwessie van groei. Sy het nie hierdie vrou, Hanna, het nie net haar pyn onderdruk nie. En dit is wat fantasties was van hierdie vrou. Sy het na God toe gegaan en sy het bitterlik gehuil en gesê, Here, sien my hart. En in die geestesdimensie kan jy sien hoeveel swaarde en spiese is in haar rug ingesteek in die vorm van woorde. Jy kan dit nie doen nie. Wat sê Penina? Kyk hoeveel kinders het ek. Hanna, dit beteken niks. Intussen het sy so baie beteken vir haar man. Maar God is besig om hierdie vrou voor te bring. 1 Samuel 1:11 sê, die Here van die leerskare, as U, en hoor haar hart, as U my 'n seun gee, sal ek hom weer aan U teruggee. Hoor die opoffer wat hierdie vrou deurgegaan het. Hoor haar hart, 'n vrou van gebed. Geliefde, en ek praat met almal reg deur in die gemeente. Jy kan nie net bid met goedjies hier agter weggesteek vir die Here nie. Hy weet. Hy weet maar te goed. As sy so bid, sy sê, Here, ek gee hom weer terug vir U, dan beteken dit eintlik, Here, ek gee alles vir U. Wees U in beheer van my alles. Geliefde, ons is so geneig, en weet nie, ek is self skuldig, ek bely dit, om die ding self uit te wil sorteer. In plaas van hom na die lewende God te gaan, en dit 'n gesprek met hom te voer. 1 Samuel 1:27 wat sê, ek het vir hierdie seun gebid, en die lewende God het aan my versoek voorsien. Die waarheid is 'n vrou na God se hardloop nie weg van haar pyn af nie. Nee, sy vat haar pyn na hom toe. Sy gee vir hom die pyn. En laat my nou dink aan 'n ma. Hierdie ma het op hierdie kind groot gemaak. Alleenig, ma maak hierdie kind alleenig groot, pas nie daar nie, pas weg. En dis baie bekend vandag en ek ken dit. Ek weet van so iemand. Sy het hierdie kind alleenig groot geword, deurgevat met laerskool. Luister, dit is nie vandag maklik om 'n kind op hoërskool te hê nie. Laerskool en hoërskool, dit kos geld. Want my kind moet gaan vir atletiek en dit is sport en dit is najaarse oefensessies. Dis alles geld. Hierdie ma moes dit ook deurgaan. En sy het dit nie deur gebid elke aand vir haar kind. Die pa was nie in die huis nie. Ma was alleenig, sy moes ma wees, sy moes pa wees, sy moes die voorsiening wees. Sy moes die huis in die gang hou.
En ek dink baie keer God het so 'n spesiale plekkie vir so 'n persoon. Dat kind het groot geword, hoërskool toe gegaan. En soos wat dit met 'n jong kind is, kan dit gebeur, let wel, hy het betrokke geraak met die verkeerde vriende, want dit gaan oor die wêreldse manier. En hy het sommer al vroeg op hoërskool het hy begin betrokke raak met drugs. Want daar was iets tekort in sy lewe, die voorbeeld van 'n pa. En ma was op haar knie. Ma het gebid, elke aand gebid vir daai kind. Here, ek gee oor. Hy kind is klaar met skool, hy kind is uit die skool uit, meer betrokke geraak met bendes, drugs. Hy's naderhand gevang, hy's in die tronk toegesluit. Maar bid. Daai kind, daai ma weet wel, het so gebid. Mense het soveel empatie met haar gehad en haar so ontsettend jammer gekry en vir haar gesê, laat dit nou, hy sit in die tronk, wat kan jy nou nog vir hom doen? Maar hy ma het gebid, dis my kind, maak die saak waar hy is nie, maak die saak wat hy doen nie, dis deel van my, dis my kind. Jare het verby gegaan. Hy is uit die tronk uit daai kind. Hy het kontak verloor met sy ma. Maar sy het daar gebly en sy het gebid vir haar kind, wat sy ook nie eers meer sien nie. En aand is dit klop aan die deur. Laat. En sy wonder, wie kan dit wees? Sy die deur oopmaak, staan daar seun voor die deur in trane. Nee, hy is soos 'n kind, soos 'n pa. Hy sê, ma, ek het teruggekom, want ek kon nie wegkom van jou gebede af vir die geestesreg. Ma, jou gebede het my vasgehou, ek kon nie verder aangaan nie, dit het my vasgehou. Ons kinders veg met ons koppe, baie, maar 'n ma se hart, 'n ma se hart. As ons daarom maar kan leer om soos 'n Hana te bid, gaan ons begin sien hoe beweeg die lewende God. Maar ons moet bid met 'n opregte hart. Here, hier is my situasie. Dit kan nie net 'n vinnige oggend breakfast gebed wees vir, ag liewe Jesus, seën asseblief nou my kinders. Nee. Dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor plaas jy jou in daai situasie. Die Here is goed. Hoor wat ek is. 'n ander vrou wat ek mee wil gesels is byvoorbeeld 'n Rut. En nou ooit dop, wat was die geheim hier by Hana? Die teenwoordigheid van die lewende God by haar met haar verhouding in gebed. 'n tweede vrou wat ons na kyk is byvoorbeeld Rut. En hierdie was 'n skoondogter-skoonma verhouding. Dis nie eens die eie kind nie. En hierdie vrou het alles verloor, ook Rut. Rut 1 vers 14, die boodskapper. Bybel. Ek hou daarvan om die boodskapper Bybel te gebruik, maar die 53 vertaling lê langsam. Want ek vergelyk hom. Ek hou daarvan. Die boodskapper sê, die twee skoondogters was baie hartseer hieroor, want Rut wil teruggaan. Naomi wil teruggaan.
Orpa, dis die een skoondogter, het toe haar skoonma gegroet en teruggegaan huis toe. Hoekom? Want Naomi het haar man verloor. Naomi het haar 2 seuns verloor. En wat 'n stryd was hierdie vrou? Mense, waartoe gaan die vrouens van vandag en ons besef dit nie reg. Naomi het toe vir Rut en Orpa gesê, luister, gaan nou maar terug. Ek wil dit vir jou lees. Orpa het toe haar skoonma gegroet en teruggegaan huis toe, want haar man is oorlede. Sy het niks meer hoor nie, sy gaan terug. Rut het egter haar skoonma styf, kyk wat gebeur het, styf vasgehou en geweier om te draai. Naomi het haar weer probeer oorreed om terug te gaan en vir haar gesê, jou skoonsister is terug na haar eie mense toe waar sy weer haar eie geloof kan uitleef. Doen jy dit ook? Dis skoonma wat dit vir skoondogter sê, gaan terug. Ek kan jou niks gee nie. Vers 16 sê, dis toe dat Rut vir haar sê, moenie my vra om te draai nie, en ma alleen te los nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek gaan saam met ma. Waar ma ook al heen gaan, daar waar ma besluit om te bly, sal ek saam met ma bly. Wat het ma wat hierdie skoondogter so vashou? Ma se mense aanvaar ek as my eie mense. En die God wat ma dien, is ook die God wat ek wil dien. Weer eens 'n demonstrasie. Die ma, die skoonma wat die lewende God dien, verander hierdie ma se karakter so, dat dit deurvloei na die skoondogters toe. Maar die een skoondogter vat hom, en sy besef, hier's lewe. Rut 1:16-53 vertaling, en ek wil dit weer inskerp. Waar u gaan, sal ek gaan. U volk is my volk. En dan wat so mooi is, u God is my God. Ek het gesien wat gebeur in ma se lewe. Ek het gesien hoe hanteer ma die verlies van haar man. Ek het gesien hoe hanteer ma die verlies van ma se 2 seuns. Dit stel vir my so mooi voorbeeld. Dit was nie net 'n emosionele besluit nie. Dit is 'n besluit uit haar hart uit vir die lewende God. En wat so mooi is, waarom toe dit gaan, en sy het saam met haar ma gegaan, en saam in hy vreemde land ingegaan, ma ken die plek, maar ek dogter ken nie die plek nie, maar dit wat ma vir my demonstreer, ma se verhouding met die lewende God, dit wil ek begin toepas met 'n nederigheid, en sy het nie by die huis gesit nie, sy het gaan werk in 'n groot, kan ek sê, land. Rut 2, vers 11 tot 12, die boodskapper weer eens. Hoor wat kom hier uit. Boas sê toe vir haar, want hy het haar gesien werk daar, in die land. Ek het gehoor van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het, na jou man se dood. Hy hoor dat jy bereid was om jou ouers en jou geboorteland prys te gee, om hier saam met haar tussen 'n klomp vreemde mense te kom bly. Mag die Here, die God van Israel, by wie jy hulp kom soek het, vir jou baie goed wees. Mag hy jou goed versorg oor al die mooi dinge wat jy gedoen het. Dis wat Boas vertel. Wat sal hy? Ek het gehoor. Geliefde, toe ek dit so lees, toe vat Heilige Gees my, en hy sê, harte skree, onthou die een versie, by Prediker, hy sal my nie oplees nie. Volgend toe opstand, wys Heilige Gees dit vir my. Prediker 10 vers 20, sê,
Dit wat jy in jou kamer bespreek, pas op, tot selfs die voëls kan dit hoor. Wat sê dit vir jou? Pas op wat jy in jou kamer praat. Praat lewe, moenie dood praat. Die geestesdimensie is so aktief. Dis engele en demone teenwoordig ook, waar jy beweeg. En daai woorde word opgetel, en dit kan na die verkeerde persoon toe gestuur word deur 'n demoon. Die voëls hoor wat jy in jou kamer praat. En dis wat Boas sê, ek het gehoor van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het. Hierdie is nie oorgedra deur 'n demoon, maar hierdie is oorgedra deur mense wat die karakter van daai vrou gesien het. Rut 3 vers 11 wat sê, almal weet dat jy 'n deegsame vrou is. En haar karakter het dit begin demonstreer. Mense, om onsself te kan bewys, moet ons dalk minder praat en ons moet meer doen. Ons moet meer demonstreer ons hart. As iemand in nood het, kom ek gaan jou help. Ons kan nie op Facebook gaan sit en sê, julle moet hoor hoeveel mense het ek daar gehelp. Dit is verkeerd. Want klaarheid is 'n vergoeding, sê die woord. Maar doen dit in die stilte, dan kry jy jou vergoeding deur die lewende God. En dis soos hier met Rut. Boas wat sê, ek het gehoor. En Rut wat deursettings verhoor. Rut wat net gesê het, ek gaan aan. Een vrou na God se hart bly getrou. Altyd, maak nie saak die omstandighede nie. Sy gaan nie moedeloos raak nie. Sy gaan aanhou beweeg. Sy bly getrou wanneer niemand, en ek het dit nou gesê, wanneer niemand kyk nie, dan bly sy getrou. Wanneer dit moeilik raak, sy bly getrou. Wanneer dit nie meer sin maak in die lewe om dit te doen nie, sy bly getrou. Gehoor van 'n vrou, sy het 'n man verloor. Die vrou is gewoon die moeilike. Man gehoor, ek het my man verloor, weet wel, haar inkomste is weg, haar sekuriteit is weg, alles val uit mekaar uit. En sy kom bitter word in haar hart en sê, ek wil niks meer met die Here te doen nie. Maar sy sê, ek wil nog steeds 'n verhouding met die lewende God hê. Want hy is die God van voorsien. Traan na traan, dag na dag, weer gebid, kerk toegegaan, betrokke geraak by die kerk, met die seer. En tot op 'n dag toe begin God daai seer te herstel, en hy begin hierdie vrou oprig. Hy begin haar toerus. Iemand sien haar en sê vir haar, luister, jy's 'n baie intelligente vrou met baie deursettingsvermoë. En dis sy's jong. En hy het vir haar gesê, ek gaan jou sponsor, ek gaan jou ondersteun, waarvoor wil jy leer? Sy het gesê, ek hou van redenasies en ek hou daarvan om mense te help. Vandag is sy 'n goed gekwalifiseerde prokureur, geword deur iemand anders. Dis God. God voorsien. Ek het volgens met 'n man ook gepraat en my gesê, pastor, die goed het net so verander. Toe ek die kursus gedoen het, verander het ook iets. Goed. En weet jy, ek kan maar net vir my denkie gooi, as ek al getuig daaroor, ek gaan hom nie sommer net op die voorgrond plaas nie. Dit is sy keuse. God herstel. Hy is 'n God van herstel. Hy kan vir jou nuwe werk gee. In hierdie moeilike tyd kan hy vir jou 'n werk gee. Hy kan vir jou hoop gee, hy kan vir jou nuwe lewe gee. Geliefde, moet nie moedeloos raak nie. Dan die derde vrou waaroor ek wil gepraat, is Esther. En hierdie vrou,
Mens, sy het klaar alles gekry wat sy wou hê. Koning Ahasveros het Haman tot die eerste minister verklaar. Hierdie Haman, hy was 'n Amalekiet gewees. En die Amalekiete en die Jode het altyd geveg met mekaar. En Mordegai was 'n Jood. En die koning Ahasveros het Haman aangestel as sy eerste minister. En gesê, goed, nou ry jy met die perde, jy gaan leer almal wat voor jou kom met buig, behalwe Haman, hy het nie gebuig. Ag, maar net wel Mordegai. Hy het nie voor Haman gebuig. Haman het kwaad geword, die Amalekiet het gesê, al die Jode moet doodgemaak word. Mordegai gaan, en ek som dit op, jy kan dit self gaan lees, daar by Ester 4. Hy gaan praat met Ester. Maar hoe het Ester in hierdie plek gekom? Haar voorganger se naam was Vasti. Koningin Vasti. Die koning het 'n hele banket byeenkoms gehou en hy het toe iemand gesê, gaan sê vir my vrou, sy moet kom, ek wil begin met die banket. Maar Vasti het hom teruggeantwoord en gesê, ek sal nie nou kom nie, ek sal op my tyd kom. Ek gaan nie nou kom nie. En die koning het baie kwaad geword en sy verwyder uit daai pos uit. En op die ouene is die hele proses, jy kan dit gaan lees, toe is Ester aangestel. 'n verteenwoordiger van die Jode. En God het klaar geweet, hy ken ons môre, hy ken ons volgende week, hy ken ons volgende jaar. En hy begin nou al vir jou te herposisioneer, en voor te berei. Jy dink dit gaan swaar, jy dink dit gaan moeilik. Intussentyd is dit 'n voorbereidingsproses. Jy sit nou mense wat al 60 jaar oud is, 62 jaar oud, 63 jaar oud is, en net swaar ken, maar intussentyd is dit 'n voorbereidingsproses. Here, wanneer stop die voorbereiding? My tyd, my plek. Ek is God. Ek is dit. En ek vorm jou. God het vir Ester in 'n posisie geplaas met die spesifieke rede, Ester 4:14. Mordegai wat vir haar sê, en hy gaan roep haar, en jy moet wakker wees. Wanneer die Here jou roep, stuur hy iemand spesiaals oor jou pad. Wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koningin geword het? Luister, daar waar jy nou is nie toevallig. Hoor mooi wat ek is. Dis 'n voorbereidingsproses, geliefde. Hierdie lewe op aarde, 60, 87, miskien 100 jaar, is tydelik. Dit kan nie vergelyk word met die ewige lewe hierna nie. Jy is besig om voor te berei vir jou posisie in die ewige lewe. Pas op dat jy nie vassteek net by nou nie. Maar hou jou kop oop en reg vir môre. God se môre, nie ons môre. Wat sê Ester toe nou vir Mordegai die Jood, toe hy vir haar sê, gaan praat met die koning en vertel vir die koning van hierdie Haman wat ons Jode wil doodmaak. Weet jy wat sy antwoord? Ester 4:16. Ek sal na die koning ingaan en as ek omkom, dan kom ek offer hom. God het my aangestel, ek is koningin, maar ek gaan, want ek verteenwoordig die Joodse volk. Wie verteenwoordig jy? Ek vra jou. Net jouself? Hoeveel mense sit daar buitekant wat nood het, wat jy moet verteenwoordig? Dit gaan nie oor gemaak nie. Nee.
Hierdie lewe hier op hierdie aarde gaan nie oorgemaak nie. Die wêreld wil vir ons die idee gee, jy moet baie geld hê, jy moet 'n mooi huis hê, jy moet 'n mooi kar hê. Jy moet 'n fantastiese man of 'n vrou hê, jou kinders moet almal alles reg en goed wees. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor 'n voorbereidingsperiode. Jy kan 'n mooi kar hê, jy kan 'n mooi huis hê, jy kan 'n fantastiese man of 'n fantastiese vrou hê. Maar moenie jou toys in die kot uit gaan gooi as die moeilikheid kom en jy word getoets. Ek moet dit vir julle vertel. Maar voordat ek vir julle vertel, Ester 5 vers 2 sê, en toe die koning Ester sien, het sy genade gevind in sy oë. Kyk wat maak God. Sy moet na die koning toe gaan, sy moet gaan intree vir die Jode. En God berei die koning se hart voor. Wat sê die woord? Die koning se hart is in die hand van die Here. Ek wil dit met julle deel. Ek en Jackie, ons ry en die kom 'n gedagte by my op en ek moet 'n keuse maak, ek moet 'n besluit maak. En ek deel dit met haar. En baie keer dit werk met ons manne so. Ek deel nou iets in dele skat met jou. Ons koppe werk met dit. Ek sê vir haar, my vrou, ek ervaar dit. Ons moet hierdie keuse en hierdie keuse maak. En ek deel met haar die gedagte. En sy vat my gedagte, 'n vrou vat 'n man se gedagte. En sy vat die gedagte en sy sit hom deur 'n vuurmoon. Wat beteken 'n vuurmoon? My man, het jy reg gehoor? Ek dink nie jy's reg nie. Ek dink jy moet weer 'n bietjie gaan oorhoor. Dit werk nie so nie. Ek stel nie belang nie. Ek wil dit nie doen nie. Ek sal nie gaan nie. Dit werk nie eenvoudig nie so. Ja, dit gebeur nie kan. My gedagte gee ek vir haar en sy vat hom en sy druk hom deur haar vuuroond van gedagte. Harmonie. Ongetroude manne, sorry, julle gaan dit kry. Ons getroude manne het dit gekry. Amen. Hoor die vrouens. En daai gedagte bly by haar. Sy sit hom deur 'n vuuroond en hy bly en sy veg. Sy sê nee, ek sien nie kans nie, ek stel nie belang nie, ek wil dit nie doen nie. Ek sê, Here, ek het toe nog nie geweet dis 'n gedagte wat deur 'n vuuroond gaan nie. Heilige Gees sê toe. Onthou, ons vat jou gedagte en ons toets jou gedagte. Nie daai aand nie, dit het uitgeloop op 'n fight, want ons het verskil. Ek het gesê, kom ons kyk na dit, ek wil dit. Nee, ek gaan dit nie doen nie, dit werk so en so en so en so en so. Maar dit vat tyd. Want die gedagte moet vorm kry in my vrou se kop, sy moet hom bedink. Sy veg hom. Hy's warm, hy's vuur. Dis my gedagte wat ek met haar gedeel het. Dan vat sy my gedagte. En so dag daarna, dan kom sy terug te sê sy, ek dink jy's reg. Dankie Here vir hierdie gedagte. En dis wat die Here my wys. Wat gaan aan met jou gedagtes? Werk jy reg met jou gedagtes? Dis wat Morgendaai vertel het vir Ester. Jy weet die waarheid van 'n vrou. 'n Vrou na God se hart is. Sy wag nie vir 'n perfekte omstandighede nie, sy stap in geloof. En ons moet baie keer in geloof loop, vrou. Weet van 'n vrou wat baie bang was, sy was onseker. Sy is jong. Maar sy weet die diep binne na God roep haar. Hy sê kom, ek het jou nou nodig, ek het jou nodig. Maar sy is bang.
Want Satan se demoon van vrees staan hier langs en sê, wat gaan gebeur as dit gebeur? Wat gaan jy doen as dit gebeur? Wat gaan dit, hoe werk dit? Tot eendag, sy in die bed lê, kom daai dringendheid weer by haar op, kom, ek het jou nodig. Toe sê sy, ja, Here, ek is beskikbaar. Vandag is suksesvolle prediker. Fantasties. En waar sy beweeg en waar sy preek, beweeg Heilige Gees die hele tyd so saam met haar. En dis mooi om dit te sien. Mense, ons gedagtes word baie keer deur 4 oonde geplaas. Maar laat toe dat Heilige Gees vir jou kom vertel. Onthou, moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Vrees is ook maar daar. Ek het die moed. Moenie moed opgee nie. Moenie laat verkeerde gedagtes jou oorheers nie. Hou moed. Ek wil saamvat. 'n Vrou na God se hart is om te bid soos 'n Hanna. Here, dis alles. Om te bly soos 'n Rut by haar skoonma. Ek bly want ek sien die God wat jy aanbid. En om vas te staan soos 'n Ester. Ek is die koningin, maar ek sal met die koning gaan praat oor die volk. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, wat kom daar uit nie. Maar een ding weet ek, my God is my God en hy is in beheer. Geliefde, is niemand wat perfek is nie. Maar ons harte moet aan God behoort. Want dan vat hy ons verder. Ons moet 'n bietjie oor toe. Ek hou daarvan om te vra, maak 'n bietjie oor toe as dit Heilige Gees. Hy vra vanoggend, waar is jou gebedslewe? Is jou gebedslewe op standaard met die lewende God? Dit is die een vraag. 'n volgende vraag wat hy vra is, waar moet jy weer begin leer om getrou te wees? Hy wil met jou 'n verhouding hê. 'n volgende vraag is, Here, waar wil U hê moet ek wees? Hier is ek. Is jy beskikbaar? Here, ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend hier sit en ek wil U vra, leer elke persoon wat hier sit om te bid soos Hanna met 'n opregte hart. Leer elke persoon om getrou te wees soos 'n Rut. Here, help elke persoon om vas te staan soos 'n Ester. Maak elke persoon 'n persoon na U hart. En in besonder die vrouens, 'n vrou na U hart. Ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Amen. Dankie geliefdes, dankie dat ek met jou woord kon deel. Heilige Gees het vir my dit gewys en ons moet ons verhouding bou met die Here. En kom ons hê respek vir die vrouens rondom ons. Dit is so belangrik. Dit is nie by 'n vrou met geboorte kan plaasvind waar 'n babatjie kom. Iets moois. Dit te vrou, en sy spesiaalheid gekies daarvoor. Kom ons respekteer hulle in Jesus se naam. Dankie, ons Vader. Dankie, lewende God. Dankie, Jesus, 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 Jesus.
As daar iemand is wat voel, ons moet vir hom 'n paar bid, asseblief is baie welkom om voor te kom staan, dan kan ons vir jou bid. Gees van God, Heilige Gees, is 'n mooi God. Dankie, Here. Dankie, Here. Heilig, heilig, heilig. Dankie, Here. Ek sluit af. Seën elke persoon wat volgende sit in die naam van Jesus. Voordat ek oorgee vir Jackie, omdat dit Moedersdag is, van die mense my gevra om vir Jackie voor te kom laat staan, asseblief mevrou, kom staan hier voor.